President, baie dankie vir die geleentheid. Daar is op social media die hele tyd gesprekke. Visa het ons nou gesê, daar's net een minister in die land eintlik wat die crime problem spesifiek, die gangster problem, die violence, die mense wat nou 60 weer, mense wat dood is oor 'n 72 ure periode. Wat sê jy as leier van die PI, want ek weet in die kabinet is daar 'n ander kollega wat vir polisie verantwoordelik is, maar wat sê Gayton McKenzie, die leier van die PI, wat moet gebeur, wat moet doen? Ag, ek dink om Bisa was 'n bietjie excited. Daar's baie mense wat ek dink is meer bevoeg as ek. Suid-Afrika is 'n land van mense met baie talente. Dus hier om Bisa baie vir my. So, ons staan maar allemaal met die mense wat ons... tweedens wil ek sê dat... Maar die punt wat om Bisa maak is, Gayton McKenzie ken die misdaad. Ja, hy lieg. Ja, en hy sê, as jy daai kennis het, die diepte kennis het, dan is jy die beste ou om die misdaadprobleem op te los. Ja, mense het hom verkeerd verstaan en ek verstaan hoekom hy so gesê het. Maar wat ek vir julle gaan sê is, ek het baie hoop in die minister van polisie en vertroue dat hy die regte ding gaan doen. Ek het met die man gesels, ek kan sy planne hoor, ek het hom vrae gevra, ek het hom pointers gegee en ek het gesien dat hy op die regte direksie is. Maar ek het ook met die president gaan praat. Ek het hom gesê, president, dit kan nie is dat onze mense so doodgaan nie. Ja. So ek sê nou, op die 1 Desember bring ons hierdie land se aandag, die wêreld se aandag na hierdie moorde toe. Die wêreld ken van die plaasmoorde, die wêreld ken van die Palestynë wat doodgaan, maar die wêreld ken nie van die breinmense wat so doodgeskiet word nie. So elke breinman en elke swart man en elke Indiër of wit man wat voel dit is verkeerd, op die 1 Desember swart aan het. Ek sê jy het al klaar swart aan. Swart aan beteken jy gaan, dis 'n morning besigheid, maar wat is die plan? Wat moet gebeur as Gayton McKenzie as die leier van die PI môre kan sê, dis wat moet gebeur? Of net vir die mense van die Cape Flats 'n boodskap moet gee? Ek is mense, ons vat nie altyd die kamera saam, ons vat nie altyd vir julle saam nie. Die grootste beklei in die Weskaap was tussen die Americans en die Hard Livings. Ek het al die leiers, 80 leiers in my voorhuis gehad, 80 van hulle, 40. En ek het met hulle gepraat en gesê, stop mense, ons het vrede laat maak. Die vrede het nie baie lang gehou, nie seker 'n jaar. Wat ek probeer sê is, mense sien nie altyd wat ons doen agter die skerms nie. Maar ons doen baie, maar ek sê nou vir u, wat my die Joodsen maak, is die feit dat almal dra Free Palestine. What about who's gonna free the Cape Flats? Ja. So hulle dra almal serpe, maar niemand dra serpe, so ons gaan nie weer klaar nie. Ons gaan nou vir onsself beklei. En ek het die president gesê, president, dit kan nie so aangaan nie. Ons soek die weermag, ons soek die army of niks. The army or nothing. Die army moet hier inkom. So die army is die oplossing, sê jy. Die MP Dedley James het in die parlement met die president gepraat oor ook wat in die noorde van die land gebeur, Westbury, elders en sulke plekke. En ek verstaan, al was u nou nie op die foto gewys van die GNU Leaders Summit nie, het hy daar by daai geleentheid ook met die president gepraat oor die gang violence en hy het gesê ja, iets moet gedoen word. Maar dis soos in, wel, hy het al gesê al. Nee, maar kyk hier, miskien het dit al gesê. Maar ons het gepraat en hy het nog nie een leen vir my vertel nie. En hy het vir my gesê dat hy binnekort 'n aankondiging gaan maak. So ek wag nog vir die aankondiging. Ek weet al klaar wat hy gaan aankondig. O ja? Maar ek gaan nie nou praat nie. En ek is die president nie. Maar ek Ons gaan nou in die festive season in. Wat is die boodskap vir die daai boodskap vir die gemeenskappe? mense is dat ons gemeenskappe is dat ons het al gevra. Hulle speel politiek met ons mense se lewens, ons kinders se lewens. Hulle dink is net bendelede wat doodgaan. Is kinders wat geskiet word op die skoolgronde. Is mense wat ver toe gaan. Is mense wat verdink word dat hulle deel is van die bende geweld. Maar ek wil vir mense sê, hierdie ding gaan ons beklei, soos ons al reeds beklei het, maar ons raak nou intensief. 'n intensiewe veldtog wat die 1 Desember begin. Hierdie land, die wêreld, die groter meerderheid van mense gaan weet dat ons afgemoor word en niemand doen veel daaromtrent. So die peace het nie gehou wat tussen die Americans en wie was hy? En die Hard Livings. Ja. Maar die gang leaders is nog altyd daar buite. Dan moet seker vir hulle ook 'n boodskap wees. Ja nee, wat ek vir hulle sê om te sê hele tyd raak min. En die feit dat jy kan Sabella beteken jy kan met hulle meer direk praat as wat ja, kyk, ander ministers ministers verstaan, ander ministers het seker reëls wat ek nie geskryf het nie. Dat ek nie saamstem vandag nie. Maar daai reëls is daar. En as u byvoorbeeld as Heinrich met hulle praat, dan sê hulle
dan praat die Frans. Ja. Maar as ek nou weer kom praat, dan is daar 'n bietjie autoriteit en respek. En ek dink net dat ek gebore is vir 'n tyd soos hierdie. Ek het alles op sy gesit en die ding wat ek nou mee 100% hardloop. Ek het dit tot by president Ramaphosa gevat. Ek en hy het oor tot oor gesit om die tafel. Ons het vir 'n uur gepraat. En ek het vir hom mooi verduidelik en vir hom gesê, president, die is die geval. En het groot agting gehad wat ek voorgesê het. En ek vertrou hom. En ek sê nou vir u, die army of niks. Van die polisie kan jy hoor is betrokke by die bende. So minister, 'n laaste vraag. Ek het op 'n tyd gesê Gayton McKenzie practice Pinkster politiek en jy het gesê nee, maar is reg want jy's 'n kind van die Here. Wanneer het jy groot doop? Laat ek gou vir jou sê. Hy het reg het vir my gesê, ek preek, hy het nie agter my rug gesê. Hy het vir my reg gesê, maar kom ek sê vandag vir jou iets. Ek is 'n gesalfde. Alles wat ek reg bemag het in politiek is deur die man daarbo. My mense is kerkmense en ons is onbeskaamd daaroor. En ons Jabula, elke week as ons bymekaar kom, ons het nie die rallies van hulle nie. Ons Jabula, ons maak die Here se hart groot, né? Ek is 'n Pinksterkind, ons party, ons sit die Here voor en ons sit alles agter. En ek sê vandag vir jou, ek is 'n trotse Pinkster en ek gaan jou invite as ons Jabula volgende week. Jy moet kom Jabula. 'n Laaste vraag. Liam Jacobs sê vir die mense, nou dat hy 'n councillor is in die stad Kaapstad, maak julle reg vir Meyer Liam Jacobs by die local government elections November 2026. Liam Jacobs is 'n talent. Hy's 'n diamant in die rof. Liam Jacobs is die antwoord. Liam Jacobs is geleerd. Wat hy op 25 jaar ouderdom bemag het. Die mense wat so vir hom kritiseer, het nie die helftal bemag wat hy jong man bemag het nie. Ek het vertroue in Liam Jacobs. Liam Jacobs gaan Kaapstad regeer. Helen Zille hardloop weg. Dit gaan nie van Joburgie. Sy spat want sy in Liam in die Kaap. Nee, Helen Zille wil gaan regmaak wat julle nie kan gedoen het na boer saam met die ANC nie. Nou voor jy ander man sê gaan regmaak, kom maar die Joey se reggie. Kom ons sien nie in die Kaap reggemaak nie. Minister, die laaste. Liam is nou nie net gaan klaarmaak. Nee, wag Okay, net. sorry, Klaarmaak. Liam. Weet jy reg ek 'n woord oor Helen Zille praat. Luister, klaarmaak. Helen Zille het niks hier reggemaak. Sy kan mos nie ander man sê sy gaan skoon maak en lyk so hier so 'n vaak kokkie. So ek sê maar net, sy hardloop weg want sy weet Liam kom. Liam is die Meyer Kaapstad. Die ding kom ruk. Kaapstad en daar's twee ander jong mense wat nou 'n eie party begin het, Chad Lou en Pastor Kurt van Heerden, die People's Prosperity Movement en die Patriots. As mos om was of maar hy twee mense nou op social media. Hulle sê mos koffie. O, dis waar. Hou die Patriots uit jou bek uit. Nee. Dat sy nie wil hê. Maar- Hulle moet van jou praat nie. O, So julle soek. hy het nie Ons begin moet nou nie. staan. Nee, Hy het begin. hy het begin. Hy het begin. Okay. Ons kan nie staan. Ons het retex gevreet nie. As jy van die Patriots praat, dan moet jy respek sit op hulle name. Okay. En ek kan nie praat van 'n party wat nog nie geregistreer is. Maar is die leier van 'n party, goeie Yes. party. Daar's twee jong mense wat iets probeer met hulle nie gehelp word nie. Ja, hulle moet gehelp word. Maar jy word nie gehelp om eers te nonsens te praat nie. Ook kan praat. Dis 'n man. Op Jy kan mos dit hy gebruik hè? Hoe moet Kan jy dit gebruik? Gebruik het, hoe kakte. Kyk, jy hulle lyk vir hulle hoe ek is plat in die grond soos ek is. As jy nie wil hê die probleem wat ons het, Duitser. Die probleem wat ons het. Praat met respek. Maar moenie vir die Patriots praat, hulle almal na my toe hardloop. Nee, jy moet nie so. Hulle praat klomp nonsens. Dan wil jy die Patriots met vinger op die lip sit, né? Ons gaan dit nie doen nie. Ons gaan dit nie doen nie. Die Patriotic Alliance is die vinnig groeiendste party. Ons is die enigste party in Suid-Afrika wat gegroei het in die laaste verkiesing. Want MK was nie, hulle kon nie gegroei het. Ons is die enigste een. En ons groei oorweldigend. Binne 2 nie bestek van 2 weke het ons 3 uitvoerende lede van die George munisipaliteit het hulle aangesluit by die Patriotiese Alliansie. So ek wil net vir julle sê, ek Chet Lou en daai mannetjie Kurt, ek doen al die beste en as ek vir hulle goeie advies kan gee. Ek is trots op hulle. Maar hulle moet net PA uit hulle mond uithou. Want as jy dit doen, dan roep jy ons. Jy praat nou van monde. Ek het mos nou myself ongewild gemaak ook toe ek gesê het Gayton McKenzie moet wag voor sy mond sit want hy gaan hom nog self in die moeilikheid inpraat en toe sê die menseregte kommissie en weet ek wie nog almal nie. Ja, met sy mond is lang wat. Die feit bly staan. Ek is hier. Né? Ons mense is hier, sorry. Want hulle was gesê wat om te sê, hoe om te sê, waar om te bly. Ons is nie daai tipe wat gesê word nie.
Ons praat soos die ding staan. Ons gaan vorentoe. Ons groei. Nou wil almal iets sê oor die PA. Elke mens het iets te sê oor die PA. Waar was hulle wat ons 1 seat gehad het? Nou het ons honderde seats. Nou wil almal van sê hoe om die PA te ran. Vat 10 seats en sit stil en watch hoe bou ons eie tafel. Dankie. Kyk dit McKenzie se verhouding met die media, kom ons noem dit maar hoofstroom media, is ook 'n kwessie waarby ek hou niks van julle nie. Is Facebook live, ek is 'n roofkyker, ek kyk al die lives. Ek weet. Maar ek stem nie saam daarmee dat jy sit en met die media praat en sê kom ons doen 'n onderhoud oor 'n announcement oor 'n issue. Sal jy met my saamstem dat dit nog nooit in die wêreld gebeur het. Van die grootste newspaper News24 al 4 maal word geapologiseer by my. 4 maal. Is daai genoeg rede om dan te sê die media like nie die PA? Maar hulle like die PA nie, wat moet ek sê? Maar die media jy kan sê ons doen punster. Jy praat nie van ons policies nie, jy praat van ons diens. Maar julle praat ook nie oor policies nie. Wie sê ons praat wat jy al by ons rallies? Jy roof kyk ons lys, ons praat nie oor die life of policies. Ons het die doodstraf as 'n policy. Ons het die doodstraf. Ek moet terugkom as 'n policy van 'n PA. Ons het die policy dat ras moet val as 'n PA. Ons het 'n policy dat kerkdiens moet terugkom. Ons het 'n policy wat ons ons het 'n policy wat sê ons vat vir 'n weermag toe. Nou wat praat jy van ons die policies? Jy beter weer verskoning vra. Dankie.